Welkom by Professionele Duiker, die podcastreeks saamgestel deur Sedifop. Ons gids jou deur die splinternuwe regulatoriese doolhof van die Italiaanse industriële duikwêreld. Vandag gaan ons ontleed hoe die onlangse Wet 9 van 2026 en die gevestigde Sicilië-model jou manier van werk, opleiding en selfs internasionale erkenning vir altyd verander het. Doolhof, nee. Hopelijk is daar 'n Ariadne draad iewers, want tussen privaat sertifikate en wetlike kwalifikasies raak ek al klaar op die oppervlak verlore. Sê nou maar, waarom presies het ons hierdie podcast nodig, Walter? Is dit werklik so krities? Theodor, dis nodig. En hoe? In 'n sektor wat te lank verwarring tussen privaat sertifikate en wetlike kwalifikasies geduld het, bring CEDIFOP deursigtigheid. Ons praat nie net oor diepduik tegnieke nie, let wel. Ons praat oor reg, strafregtelike veiligheid en daardie broodnodige internasionale erkenning. Strafregtelike veiligheid. En ek het gedink die grootste gevaar is om my vinne te vergeet. So, as ek nie hierdie reëls ken nie, loop ek 'n reuse risiko. As jy wil hê dat jou werk deur die Italiaanse staat, die kuswag en die wêreld se groot energiekanskappye erken moet word, moet jy die nuwe reëls van die spel ken. Dis die kern daarvan. In hierdie episodes gee ons jou die kompas om in hierdie nuwe era te navigeer. En glo my, jy het dit nodig. Daar is 'n subtiele maar diep verskil tussen diegene wat onder water gaan om net te sien wat daar is, en diegene wat afgaan om die wêreld te bou. Terwyl die sektor dekades lank op sig gevaar het, het ons by CEDIFOP ons pilare stewig in die rots geplant. Ons het die moeilikste pad gekies, die van gereguleerde opleiding. Ons het nee gesê vir kortpaaie, vir maklike sertifikate en vir beloftes sonder enige wettelike fundament. Want wanneer jy op 50 meter diepte is, het jy nie 'n stuk papier nodig nie. Jy het sekerheid nodig. Jy moet weet dat jou instrukteur deur die staat nagespoor word, dat jou sertifisering 'n openbare akte is en dat die nasionale wet, die nuwe Wet 9 van 2026, jou onsigbare skild is. Wag, so, nie alle duipers is daar vir selfies met die koraal nie? My hele kinderkyk is 'n leuen. En hierdie onsigbare skild op 50 meter, waar presies word dit gesmee? Presies. Vandag by Molo Samuzzo in Palermo doen ons nie net 'n OTS kursus nie. Ons smee die elite van die wêreld se industriële duikwêreld judo. Ons het ouens wat van China en Algerië kom tot diegene wat reg oor Italië reis om in ons banke te sit. Die boodskap is enkel. Ons verkoop nie onderwater drome nie. Ons sertifiseer globale professionele. Van Masucci se historiese koperhelm tot ISO gesertifiseerde sweiswerk. Uitnemendheid is 'n presiese wetenskap. En die toekoms van industriële duik praat uiteindelik die taal van wettigheid. Welkom by die nuwe era. Welkom by CEDIFOP. Die elite van die wêreld se industriële duikwêreld. So, by Molo Samuzzo in Palermo word daar nie net 'n OTS-kursus gedoen nie, maar word die globale elite gesmee? Dit klink baie anders as die bekende maklik sertifikate waarvan so baie praat. Baie anders. Daardie maklike sertifikate beloof jou die wêreld, maar is nie die papier werd waarop hulle gedruk is nie. Ons sertifiseer globale professionele. Hier is wat jy sal ontdek deur na Professionele Duiker te luister. In ons eerste episode ontleed ons die nuwe nasionale wettewerk nommer 9 van 2026, die einde van die wetgewende Wilde Weste. Wetgewende Wilde Weste, so daar was cowboys met tanks wat mekaar met dekrete geskiet het. Min of meer. Dan sal ons sien waarom 'n openbare akte van die Siciliaanse streek meer werd is as enige privaat sertifikaat. Die kort antwoord? Dit is 'n kwessie van wetgewing, nie van plaaslike trots nie. Plaaslike trots wetgewing? Okay, ek vertrou jou, maar die dosente, daardie wyse ouens wat alles weet, ons sal praat oor instrukteurs en die telematiese register. Jy sal ontdek waarom 'n onopspoorbare leermeester jou toekoms in gevaar stel. Dis basies soos om 'n GPS te hê wat nie die paaie ken nie. My GPS ken nie die paaie nie, dit is hoekom ek altyd verdwaal. En as ek in die moeilikheid beland, red die Uniestandaard my? 4de episode te doen. Ons sal die hofsaal ingaan om te verstaan waarom die Uniestandaard jou nie van strafregtelike aanspreeklikheid red nie. Dis 'n groot ontwaking, né? 'n Koue stort, sou ek sê. En om af te sluit, gaan julle ons 'n bietjie hoop gee. Natuurlik, ons sal afsluit deur na jou toekoms te kyk.
van die digitale logboek tot die moontlikhede in die globale offshore-mark. Dis nie net die toekoms nie, dis jou toekoms. Die tyd vir improvisasie is verby te door. Dankie tog, ek was moeg daarvoor ons selfs by koffie in die oggend te improviseer. Professionele duik is vandag onvermydelik oor deursigtigheid en wettigheid. Kies die episode wat jou interesseer of luister na hulle in volgorde om 'n volledige beeld van jou môre te kry. Lekker luister van CEDFOP. Jou loopbaan begin by die oppervlak, maar word in die wet gevestig. As hierdie episode jou aan die dink gesit het, deel dit gerus met 'n vriend.